saam met ons te sing. As jy die goed ken nie, gaan jy dit vinnig leer ken, ook vanaand. Dit is ons baie lekker, dat jy allemaal sal ons kuier, en ons gaan regtig vanaand in ons diens, geloof dat die Here ook met elke van ons gaan praat, en na die tyd is daar, om na uit te sien, is daar sop en broodjies na die tyd, maar in die saal sê, is ook welkom om saam met ons te kuier. Maar kom ons terug die volgende lied, die Hemel, jy getuig van al die grootheid, die skepping buig in aanbidding voor U weer. Dat ook in ewigheid sal ons U lof besing aan U daar op die troon, ons hulde altyd bring. Kom ons staan vir die lied, dan kan ons weet, kan ons sit. Kom ons staan en sing ons die Hemel, jy. Don't
blessing. Ons wil dan later lekker sing, dankie. Dat julle saam aan die volgende lied is die dag. Laat my sien wie is die brood vir my.
hier in die buurt. Pinkster is 'n besondere geleentheid vir my, is dit nog groter voorreg om Pinkster te kan hou in die plek waar alles begin het. Ek weet dat julle dit goed onthou, maar 160 jaar terug, in 1860, was daar 'n byeenkoms van predikante van die NG Kerk in Worcester. Terloops van 2 keer later die jaar sal weer so 'n byeenkoms van al die kerkse predikante hierso net buite Worcester. En daar het Dr. Andrew Murray die storie vertel van 'n herlewing wat in die VSA en van die kerk gedra deur gebed en mense wat voor die Here gebevoeg het. En hier in Worcester, weet julle, ek vermoed dit was moedergemeente. Ek dink in 68 was hier nog nie ander gemeentes nie. In die moederkerk het 'n slavin opgespring tydens een van die dienste wat ek dink. Ja, wonderlik, ek sal vreeslik dat Sondag kom kyk waar daai plek is. En so het die beweging begin. In 1861 het Dominee GBA van der Lingen Kerk in die Parel voorgestel dat elke jaar in Hemelvaart Dus jy moet so kom en as dit gaan. Kom hoor gou. Werk met dalk. Dis nie 'n probleem. Ons kyk. My goed hoor. Klink nou op die lig. Toe dit uitgebrei na Parel toe en dit het so 'n veldbrand deur die Boland versprei en uiteindelik letterlik die hele land in die brand gesteek. 160 jaar al kom ons so tussen Hemelvaart en Pinkstersondag in een of ander formaat by mekaar. Wat 'n voorreg om in die dorp te kan wees waar so 'n groot beweging begin. Ek gaan vir julle uitnooi om op die skerm te kyk en die gedeelte om te sê waar die gemeente se naam aangedui is. Klink dit beter? Ja, nou mooi beet. En dan respondeer julle die plek waar daar staan gemeente. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal bly. En ons antwoord? Ons sal volke wees. God sal self wees as 'n maak alles nuut. Liewe gemeente, ek groet julle in die naam van die enige God. Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons staan en sing ons ook saam. So 'n ankerlied vir ons gaan wees tydens ons Pinkstertyd. Hulle gaan vir julle lei daarin. Hier teenwoordig. Kom ons luister lekker saam. Hulle kan almal staan in die God is hier teenwoordig, laat ons bidden. Onze Heer.
liewe gemeente, die gemeente self is besig met pragtige tema rondom die groot storie van geloof. Ons het 'n lied ook daaroor gesing, en ek is gevra om die Pinksterreeks in te ruim op 'n manier wat daarby aansluiting vind. En ek het baie gewonder nou, wat is die groot storie? Wat is die sentrale tema van die Bybel as het ware? Mens kan sê dis die idee van die koninkryk van God. Dis 'n soort van 'n politieke term. Nie almal van ons hou van koninkryke nie. Ons hou nie noodwendig almal van konings nie, party is republikeine. En is nog kwaad vir die Britte, veral as julle soos ek uit Transvaal uitkom. Daar's ander voorstelle. Een van die voorstelle wat ek wil maak en wat ek soos 'n diamant uit verskillende hoeke wil bekyk in hierdie week, is dat die storie, die groot storie is dat God 'n tuiste skep in sy skepping. God wil tuiskom tussen sy mense. Nou wil ek graag dat mens dit kan onthou. En my voorstel om dit te onthou is baie eenvoudig, net 6 woorde. Ek het dit vanoggend ook met die gemeente gedeel, maar as ons 6 woorde kan onthou, waarvan 3 dieselfde is, so is nie baie veel eisend nie, is eintlik 4 woorde. Kom af, dit was vanoggend en vanaand, ek gaan dit verduidelik. God kom af om 'n tuiste te skep, kom af, julle kan dit onthou. Kom uit, dis nou môre aand en die aand daarna, ek sal dit verduidelik. En kom tuis, so 3, kom, af, uit en tuis. En dan kan ons nou maar Pinkster los, daar het julle die hele reeks. Eenvoudig om dit te onthou. So God wil tuiskom, die groot storie. En dit gebeur in 3 bewegings, wat ons dan volgende Sondag gaan vier met 'n tuiskoms maaltyd. Kom af, kom uit, kom tuis. Vanaand is ons teksgedeelte uit Genesis 2 vers 7 tot 19 en Eksodus 25 en Johannes 1, dis 'n hele paar gedeeltes, maar ek het gevra dat iemand dit lees, so ek dink, gaan jy sommer vir ons lees, daar is hy. So daar is hy. Hy gaan vir jou die... Baie dankie, kom ons luister lekker saam na die... En kyk of julle die drade optel, of die storie hoor, die groot storie van tuiskoms. Dit is vers 7 tot 19, hè? Die Here het God die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Die Here God het 'n tuin aangeplant in Eden, in die ooste, en die mens wat hy daar gevorm het, daar geplaas. Die Here God het uit die grond allerhande bome laat uitspruit, 'n genoeg om na te kyk en goed om van te eet. Die boom van die lewe was in die middel van die tuin en ook die boom van die kennis van goed en kwaad. 'n Rivier vloei uit Eden om die tuin nat te maak en van daar af vertak dit uit. Dit word 4 hoofstrome. Die naam van die eerste een is Pison. Dit is die een wat vloei om die hele land Gawila waar daar goud is. Die goud van daardie landstreek is goed. Daar is ook balsemhars en onyxgesteentes. Die naam van die tweede rivier is Gion. Dit is die een wat om die hele land kus vloei. Die naam van die derde rivier is Hideka. Dit is die een wat aan die ooste kant van Assirië vloei. Die vierde rivier is die Efraat. Die Here het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas en dit op die werk om te pas, om dit te werk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak
as sy gelyke. Toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en die voëls van die hemel, en hy bring hulle na die mens om te sien wat hy hulle sou noem. En wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het, dit was sy naam. Moet ons Exodus ook lees? Okay, 25 vers 8, sorry. Ek het hom, sorry. Ja. Hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. Tussen hulle kan woon. En dan gaan ons na Johannes 1, vers 1. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Baie dankie, dit is regtig mooi gewees. Die ander aande sal ander mense dit vir ons van help lees, nou al vrywilligers, ons sê, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag nog 'n kans. Iemand wat hand opsteek, want jy weet nie, dis sou sê, iemand wat gaan lees maandag aan, soek volunteers, hy sê hy gaan julle aansê. As jy voel, jy wil graag met jy saam deelneem, en ons die Bybelgedeelte lees, asseblief sê net vir die dominee, en hy sal julle help om die geleentheid hiervoor te kry. Kom ons bid saam, en vra die woord, Here ook ons gemoed verhelder. Here, as ons die Bybelwoorde so hoor, byna soos reendruppels op ons val, en ons bewus is van die ryk geskiedenis van die plek waar ons is, die dorp waar ons bevind, dan wil ons uit die staanspore ons afwagting erken, en vra dat U ook hierdie week sal gebruik om ons lewe met betekenis te vul, om tekste lewend te maak, geloof tot verdieping te laat kom in ons lewe, ook soos die lied wat ons gesing het, 'n dans tot U eer te maak, 'n lewe in volheid en in vreugde, omdat ons tuis gekom het. Ontferm U oor ons, gee U Gees in volheid, en mag ons U met gehoorsame harte volg. Amen. Ek stel voor dat die groot storie te doen het met 'n diep hinkering in ons, en dit is die verwagting of hinkering van mense om tuis te kom. Dit is een van die diepste dinge wat in 'n mens se gemoed kan gebeur. Dis kom daar soveel films al gemaak is. Vir jong mense, daar's 'n Spider-Man film, Homecoming.
Daar is 'n fliek van Tyler Perry, Homecoming. Daar is soveel films wat hierdie tema het, kom tuis, Finding Private Ryan. Die wat my ouderdom is, sal die tyd onthou toe hulle diensplig gedoen het. En wat was lekkerder as om dan huis toe te kom? Daar's ook liedjies daaroor geskryf, toe ek nou 40 jaar terug, in daai tyd was daar Taai en Yellow Ribbon, want die Old Oak Tree se huis toe kom lied, en sê, ek gaan jou verwelkom met 'n geel wind om die boom. Musiek en kuns en films en stories speel in op hierdie sentiment dat ons tuis kom. Mense skuif baie rond, hulle trek rond. Party trek stede toe. Party trek nou Boland en Kaap toe. Party trek buiteland toe. Maar eintlik soek mense na iets wat dieper is. Na 'n plek wat hulle tuis te kan doen, waar hulle kan sê ons kom tuis daar. Nou baie mense is teleurgesteld in hulle ontdek, jy kan van plek verander, maar jy kan nog steeds nie jou huis nie. Maar ware gelukkige mense, is mense wat ontdek, ek het 'n tuiste gekry, ek het tuis gekom. Tuiskoms is iets dieps en betekenisvol. En miskien is dit hoekom ons almal ook reunies bywoon. Omdat reunie jou op 'n manier herinner aan die tyd toe jy echt tuis was op 'n sekere plek. So tuiskoms, dink ek, is die groot storie van die Bybel. En ek gaan dit vanaand vir julle probeer wys. Die Bybel is nie eers 'n boek van reëls nie, al is daar baie reëls daarin. Die Bybel is ook nie net 'n boek met digkuns, dis nie baie psalms nie. Die Bybel is baie stories, party van hulle in die vorm van reëls of in die vorm van digkuns. Maar dis 'n storie of baie stories wat God se storie vertel. Soos die lied vanaand al gesê het. En ons wat ons ontdek in God se storie. En ons eie storie daarin sien. En as jy mooi kyk, dink ek, sal jy hierdie week ook raak sien en in die teksgedeeltes wat ek gelees het al 'n vloe klank daarvan hoor, dat die groot storie van God is 'n storie van God wat tuis kom. God skep vir hom 'n tuiste. Dis die langerige storie uit Genesis wat ons nou al baie keer gehoor het, né? Genesis 1 en 2. Dat God maak alles wat ons sien, dis die begin. God skep 'n leefruimte. Dit het grense, daar's 4 riviere. Daar's bome en skoonheid en God is daar. Dit is baie belangrik om dit ook te gehoor het in Genesis 2, dat God teenwoordig staan. Dat hy en mense in dieselfde ruimte is en daar in 'n verhouding is, en dat God hulle geskep het letterlik deur sy hande in die stof te druk. Het julle dit 'n paar keer gehoor? Hy het die stof gevat en vir Adam en vir Eva gemaak. Adam beteken eintlik grond of modder of stof. God is 'n tuinier, en die oorspronklike tuinier wat sy hand in die grond steek en dit omdolwe, en mense maak en blaas. Die ewige asem mense inblaas. En dan staan daar in Genesis 2 vers 15, die Here God het die mense in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. So God maak nie soos 'n horlosiemaker iets en dan trek hy terug en hang die horlosie teen 'n muur en nou sit hy en kyk hoe die horlosie loop nie. God maak iets anders, hy maak 'n tuin. En hy is die tuinier, die eienaar. En hy het mense wat hy nooi en sê, kom speel in die tuin. Kom plant en bewerk, kom gee name aan die diere. Kom maak dit 'n tuiste. God is in die stof, maar die stof en die modder skep hy iets sinvols 'n tuin. Hy buig af, kom neer, bly daar tussen hulle, vorm mense en maak iets nuuts. Ek hoop julle kom baie diep onder die indruk daarvan dat God nie eenkant en onaantastbaar is nie, maar in die tuin lewend teenwoordig. Dis ook nou die probleem, dat die eerste mense in die tuin
op 'n manier hulle rug op God gedraai het. Dat hierdie lewende teenwoordigheid nie vir hulle genoeg was. Dat hulle gehinker het na iets waar hulle meer en meer kon wees. En so verloor hulle tuinierskap. En word hulle uit die huis uit gedryf. En word hulle eintlik ballinge wat daarna heeltyd soek om tuis te kom. God skep alles. Hy skep dit goed, hy laat lewe floreer, dis God se droom. Om alles so mooi as moontlik te laat lyk. Ja, Woester sal na die vloed weer lyk soos voor die vloed. Weer soos 'n plek waar oorvloedige lewe floreer. Maar ons ken ook die storie dat dit 'n gebroke werklikheid is. Dat sonde en ongehoorsaamheid alles verbreek en versplinter en stikkend maak en verhoudings verbreek. Ons verhouding met die skepping verbreek, dat daar vervreemding kom en dat ons nou soek na die tuiste en die oorsprong toe alles so goed gewerk het. Dis nou waar ons mooi moet die storie raak sien. Al begin Genesis dan nou met die verhaal dat die mens uit die tuin uitgaan en sy tuiste verloor, is dit nie die slot van die storie nie. Inteendeel, die hele Bybel is daarna 'n verweefdheid van stories van tuiskoms. Die eerste verrassing is dat dit sommer baie gou gebeur. Daar is 'n episode in hierdie stories waar God sy mense tegemoet kom en hulle uit slawerny uit Egipte uit vrymaak. Waar hy die verbrokkeling en sonde van heerskappy en onderdrukking van mense hoor, hulle hulp geroep in Egipte hoor, en onder die leiding van Moses hulle uitvat, en sê, ek vat julle terug huis, na julle tuiste, na die beloofde land, waar julle vandaan kom. Julle sien daai tema, nie? En dan op daai huis gebeur allerlei goeders wat hulle bande met God so 'n bietjie losstorm. Dan sê God, maar goed, ek gaan 'n plan maak, ek gaan my blyplek tussen julle opsit. Julle mooi gehoor toe ons Eksodus 25 vers 8 se woorde hoor. Hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. Die tabernakel is so tipe van 'n woonplek, natuurlik te klein vir God, maar dit word baie doelbewus gekonsidereer as 'n klein kosmos. As 'n plek van orde, waar daar lig is, daar is baie klem op die kandelare wat brand, as baie klem op die orde, die afmetings en die skoonheid daarvan. So asof die tabernakel 'n opvoubare kampwaandjie is, waar die storie van God se tuiste opgerol en saamgevat kan word om hulle die hele tyd te herinner. Dis eintlik die groot plan, dis 'n groot storie. Elke keer as hulle stil staan en op 'n plek kom, is die tabernakel oopgevou en opgeslaan en daar is die hele kosmos. En vir 'n wyle raak hulle bewus dat dit God se kom ons sê klein woonplek is. Natuurlik sê hulle sy heerlikheid groter as dit spoel oor alles. Maar dit is deel van God se plan. Dit is God se illustrasie of 'n sigbare bewys van sy verbond. En later wou Dawid dit baie graag doen en die tabernakel permanent maak, maar dit lê op die skouers van Salomo om die eerste tempel te bou, Salomo se tempel. Dis meer permanent as die tabernakel, dit is dieselfde soort van ontwerp, weer 'n tema van 'n klein kosmos, 'n klein blyplekkie. Salomo sê daar met die inwyding van die tempel, ja Here, dit is maar net ons klein maniertjie om ietsie te doen. Dit kan nie eers die soem van u heerlikheid omvat nie, maar dit is vir ons genoeg omdat dit ons help onthou dat die lewende God hier op die skepping, hier op aarde, sy blyplek wil inrig. Dat dit God se spesiale plek is. Dat die hele kosmos God se blyplek is. So julle is nou by die storie, hè? God kom af na die maak uit die stof uit. 'n paradys.
Die paradys verbrokkel en mense word ballende wat op soek is, maar jy die hele tyd hinker na die huis. En dan gee God vir hulle klein stukkies kosmos. In 'n tabernakel of in 'n tempel so vir 'n oomblik vasgevriesendheid om hulle moed in te praat en te sê, so lyk dit. Dis die huisreëls, die wet en die dinge wat om dit saamgaan om die plek te laat werk soos 'n plek waar my lewe floreer. Maar natuurlik het God 'n groter plan gehad. Die groot afkom was nog op pad. En dit gebeur met Jesus wat aarde toe kom. In Johannes 1 het julle nou dadelik opgeval, is eintlik weer 'n herhaling van Genesis, né? In Genesis was die aarde donker en woes en leeg en die gees van God het daar gesweef oor die donkerte en God het gesê dat daar lig wees. En waarmee begin Johannes 1? Dat is begin was die woord, logos, dit was by God en daar was donkerte en toe staan lig. En die lig kom en breek deur in die wêreld en bring 'n boodskap van God wat in hierdie wêreld sy blyplek wil maak. 'n Huis waar daar 'n Vader is en 'n seun en kinders. Elkeen wat in hom glo, hulle sal kinders van God genoem word. Die huis word herstel. En dit is so mooi met nadruk gewees, baie dankie ook toe julle Johannes 1 vers 14 gehoor het. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. En daai woord woon beteken eintlik hy het onder ons kom tabernakel. Dus in die vertaling eintlik 'n direkte sinspeling op presies dieselfde woord wat dui op tabernakel. Sien julle die band met die Ou Testament, God maak 'n blyplek. Dis die grootste oomblik in die geskiedenis. En hierdie keer doen God dit voluit. Die tabernakel was 'n klein stukkie kosmos. Die woord was daar, maar het nog nie voluit deurgebreek nie. Die tempel was 'n klein stukkie kosmos, maar kon nie alles van God omvat. Maar nou word die woord mens, die inkarnasie noem ons dit. En hy kom bly, maak 'n woonplek, hy kom tabernakel tussen mense. God trek hierdie keer nie 'n gebou in nie, maar hy is in 'n mens teenwoordig. En hy maak deur sy teenwoordigheid in Christus Jesus die hele skepping sy tuiskoms beleef. Dit verander die hele storie. Dit gee 'n diepgang en 'n teenwoordigheid aan die storie. Jy hoef nie nou na 'n plek toe te gaan om God te vind nie. Jy hoef nie 'n weggeneem tabernakel agter in jou bakkie te hê of in 'n sleepwa saam te trek nie. Die tuiste van God is nie meer 'n gebou nie. Dis 'n mens wat tussen ons kom bly. En dit is interessant, nie, want julle weet dit, dat Christus sy tabernakel tussen mense is so menslik as wat kan wees. Sommer vroeg teken Johannes al aan dat hy water in wyn verander. Dat hy lief was om goeie wyn te maak. Dat hy honger mense kos gee en visse en brood vat en vir 'n menigte kos gee. Dat hy nie huiwer om aan balanses te raak en sy hande in die stof en modder te steek. Dat hy blindes genees deur te spoeg in die stof en die modder te verander in 'n oogsal wat iemand laat sien. Hy is met hart en siel in hierdie skepping teenwoordig, so menslik as wat jy kan kry. Dis hoe God se huishouding lyk. Jy hoef net te kyk waar Jesus is. En as Jesus dan met die hemelvaart, wat ons donderdag gevier het, opvaardig na God, dan realiseer sy belofte wat hy kort tevore by 'n herhaling aan die disippels gemaak het. Hy het hulle gesê, gaan julle nie alleen los nie, hierdie huis opsit gaan nie ophou nie. Ek gaan my Heilige Gees aan julle gee.
En ons weet dat op Pinksterdag die Gees uitgestort is. Maar dat Jesus al tevore gesê het, ek blaas op julle. En die lewegewende Gees bly op julle. En hy sal julle help in die projek van God om huis op te rig en lewe te laat floreer. Daar in Johannes 20 vers 22 het Jesus op hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Dit is so 'n radikale konsep. Met ander woorde, God het nie net in sy woning kom bly in Jesus Christus nie. God het nie net kom tabernakel tussen die mense nie. Maar deur die Gees is God nou in mense. God tree nie terug en vlug weg nie, maar sy afkom, daai twee woorde het gesê, ons moet onthou, God kom af. Sou ek nou ook kon sê, God kom in ons menswese, in die volste en diepste manier denkbaar. So skielik ontvang mense God se inwoning as 'n voltydse gawe. Wat doen die Heilige Gees? Hy kom woon in mense, en weer die konsep van God sit huis op. Hy kom woon in ons en tussen ons. En dan verduidelik Paulus dit teologies later, né? In 1 Korintiërs 3 vers 16 herinner hy die gelowiges en sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is nie, en dat die Gees van God in julle nou tabernakel. Die Gees van God woon in julle. Dis die tempel, die tabernakel, die blyplek. Dis die verstommende van God se afkom. Dat oral waar jy nou God se mense sien, is God daar teenwoordig. Waar 2 of 3 in sy naam vergader, is hy by hulle. Waar iemand teenwoordig is in sy hande, en die stof en modder van die wêreld druk, al is dit ook die hartseer van die wêreld, daar is God teenwoordig. Hy woon in mense. Gees van God woon in julle. Dis 'n intieme teenwoordigheid. Dis 'n teenwoordigheid wat ons deurtrek en ons lewens verander, en daarom dra mense vrug wat pas by hierdie huis opsit. God wil lewe laat floreer. En hoe lyk floreer? Dit is vrug dra, soos 'n boom wat langs waterstrome geplant is. Dis liefde en barmhartigheid en vrede en vredelievendheid en sagmoedigheid en uitreik na ander en gasvryheid en al die geskenke van die Gees. En waar hierdie mense by mekaar kom, noem ons die kerk. En die kerk is nie 'n gebou nie. Die gebou is net doelmatige by mekaar kom plek. Die kerk is waar ons ook al is. Die kerk is waar God se kinders teenwoordig is. Dis lewende, bewegende blyplek. Nie vervoerbare nie, maar lewende tempels wat God teenwoordig stel waar ons ook al is en wat ons ook al doen. Dit is buitengewone, verbuisterende boodskap. Dis die grootste. Hier is God se woonplek. Dit is al interessant dat ook in die manier wat ons Bybel aan mekaar gesit is, die manier wat die boeke versamel is, ons noem dit ons kanon, dat die ou kerkvaders het goed gedink het om die boek Openbaring aan die einde van die versameling van boeke te sit. En heel aan die einde van Openbaring word nou uiteindelik die einddoel van alles weer 'n keer verduidelik. Vir ingeval ons die storie gemis het, die groot storie. Dit begin met God wat huis opsit in die paradys. Wat sy hande in die stof steek en wat daar tussen die vure waarvan julle gehoor het, 'n wonderlike tuin het en 'n plek van oorvloed en teenwoordigheid, waar die boom van die lewe vrugte dra. Dinge loop steeds, maar God gee nie moed op nie. Hy bly by sy mense. Hy gee vir hulle tabernakel om hulle te herinner hoe dit was. In 'n tempel, en dan kom tabernakel Jesus tussen ons. En hy gee alles wat ons nodig het om die verhouding weer te versoen. Die Heilige Gees kom bly in hierdie tempels. En dan sê die finale droom, wat waarskynlik deur dieselfde Johannes gedroom is,
as die een wat die evangelie van Johannes geskryf is, daar op die eiland Patmos, en hy sê die uiteinde van alles is weer, dat God gaan afkom. Dis 'n verskriklike misverstand om te dink, soos party mense so half bietjie verkeerdelik glo, dat jy word weggeruk en gaan na 'n ander plek toe. Die plek wat God gaan herstel is hierdie aarde. Dis 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons blyplek word nou weer getransformeer tot God se volledige tuiskomplek. Die woonplek van God staan daar, is nou by die mense. In die nuwe Jerusalem is daar dan nou nie 'n tempel nie. Want dis nie nodig nie, God is nou oral tussen ons en in ons en in sy ganse skepping. God is in sy volheid daar teenwoordig. Daarom dat Openbaring taal gebruik van almal, die 24 ouderlinge, dan moet dit die ou en die nuwe kerk. Al die duisende, 144.000 is simboliese taal wat sê al die gelowiges is daar teenwoordig. En dit is nou die blyplek van God. Weer 'n rivier wat al hoe dieper loop met bome langs die rivier, en 'n plek waar daar nie pyn en seer kry is nie, maar vreugde en blydskap en genesing en heelheid, want dit is nou God se tuiste. Dis die naam, dis die groot droom. Sien julle die eenheid in die storie, sien julle die groot storie plaas? 'n storie van huis opsit en woonplek maak en tuiskom. Inwonder, dit is so diep hinkering by ons. Nou as jy die Bybelse storie in een sin wil opsom, is dit 'n storie van huisbou. Eden, in die tabernakel in die tempel, en Jesus, en die Heilige Gees, en die kerk, en die nuwe Jerusalem. Dis alles maar mooi, interessante, aangrypende verhale van God wat afkom en huis opsit. So waar nou ons vas hier in die Pinkstertyd? Ons hou vas dat God weer en steeds in ons woon. Ons gemeente is waar mense in 'n verhouding saam is. Gemeente is nie 'n program nie, is nie 'n gebou nie, is nie projekte nie, is nie eers 'n byeenkoms nie. Ons is die lewende sakramente. Ons moet die teenwoordigheid van God sigbaar en beleefbaar en eetbaar en drinkbaar en voelbaar maak. Ons roeping is nie net om by mekaar te kom nie, maar om 'n tuiste te wees. Dis hoekom gasvryheid, vriendelikheid en bedagsaamheid en om 'n plek te wees van verhoudings, en ek gaan Woensdag baie daaroor sê, dis hoekom dit so belangrik is, want ons bou en sit 'n tuiste op. Die God wat afgekom het is een wat in en by ons in ons teenwoordig is. Die vraag is net op 'n manier, verstaan ons dit? Laat ons God tuis voel in hierdie tempel. En daaroor sal ons môre aand en die aande daarna verder gesels. Amen. Een van die diep Pinkstertradisies is die van gebed. Mens kan natuurlik op baie verskillende maniere saam bid. Ek sal ook in die loop van die week aan verskillende maniere wat mense in so 'n byeenkoms saam kan bid. Ons kan saam met genote en mense wat ek ken na hulle toe draai en saam 'n gebed doen. Ons nooi ook vir julle uit. Ek het vanoggend gesê as daar van julle is wat soos dit eintlik in ons Pinkstergewoontes was, so het ek ook groot geword, dat daar publieke gebed was. Ons het stil gesit en dan die Pinkster bidure was nie oor die dominee se preek nie. Dit was oor die lidmate wat gebid het. En daar in ons gemeente, daar was ernstige voorbidders, partykeer moes die dominee so half dit kug en vir oom Bobby sê, oom Bobby, dit was nou lang genoeg, die Springbokspan en almal is nou gedek, maar oom Bobby het elke aand sy 10 minute deur gebid, en party aande het ons meer as 'n halfuur lang gebid as gemeente. Miskien smag ek op 'n manier daarna ook.
Kom ons gaan vanaand afskop. Ek weet nie of daar vanaand iemand is wat ons gaan voorgaan nie. Baie dankie, julle gaan vir ons die mikrofoon daar aangee, dan word ons stil en ons begin ook ons gesamentlike openbare gebed. Ons Hemelse Vader, dankie dat U by ons thuis kom. Dankie dat U bereid was om af te kom na ons toe en om tussen ons te kom woon, om in ons te wees deur U Heilige Gees. Dankie dat ons vanaand net weer hierdie thuiskoms kan vier en onsself kan herinner, mekaar kan herinner aan God wat in ons en om ons en by ons is. En dat ons vanuit U kan lewe en dat ons in U naam en in U krag dinge kan doen. Dankie vir U genade. Ons eer U en ons loof U daarvoor. Seën ons asseblief in hierdie week, elke aand wanneer ons kom stil staan by U woord. En gee dat ons regtig sal beleef dat U hier by ons is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. So van môre af, ons kan weer eens 2, 3, 5 mense kans gee. Julle kan net een van die plaaslike dominees kontak en Stefans of sy moet sê, hier is ons wil graag saam bid en gedeeld het so. Nou ja, die begeleidingsgroep sing so lekker en so mooi saam. Ons kan nou nie nou ophou nie, hulle moet sommer nou vir ons hier kom bly hier so. En die, ek wil net allemaal die muziek vir hulle oopmaak, anders dan gaan we die groep weer oorsing. Kom ons saam vir die laaste lied, waar ons Heilige Gees. Ek herinner net weer aan die sop en die broodjies na die tyd, daar in die saal, om van nie vir ons te vraag of wat vanaand is, daar is nie maar. So jy is baie welkom om saam met ons te kuier. Ons gehoor van gasvryheid, gaan saam wees, so kom kuier en rukkie saam met ons, dan kan julle weer na julle huis te vertrek. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in sy wonderlike vrede. Ek wil nie dat jy sê hoe ons ook iemand se skouer sit en daarmee en ek het so net aangee.